Goeiedag en baie welkom by vandag se episode van Leef Lig. Nou, Oktober maand is die maand waarop gefokus word op geestesgesondheid. En ons staan dan in die volgende klompie episodes daarby stil. Die laaste episode se titel was Bitter of Beter. Jy het die keuse om bitter te bly of beter te word. Dankie vir al die terugvoer wat ek gekry het, dis wonderlik. As ek weet dit beteken vir ten minste net een mens iets, dan maak dit alles die moeite werd. Nou vandag kyk ons na 'n paar mites rondom geestesgesondheid. Mites wat ek hoop jou sal help om te besef dat dit is wat dit is, 'n mite. Met ander woorde, dit is nie waar nie. Nou volgens statistiek ervaar 1 uit elke 3 mense 'n geestesiekte of 'n ander episode van 'n geestesiekte in 'n tydperk van 'n jaar. En nou miskien is jy soos ek wat dink, wie ek, kan nie met my gebeur nie. Miskien met ander ja, maar nie met my nie. Maar in die tussentyd is daar allerlei soorte sports besig om hier aan die binnekant af te speel. Aan die buitekant nie, lyk alles goed en reg. Maar aan die binnekant is daar allerlei soorte moeilikheid. Dis soos licorice all sorts hier aan die binnekant. En jy besef, ek het actually hulp nodig. Maar jy is net te skaam om te sê, ek het hulp nodig, want wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense dink? Baie van julle kan dalk identifiseer met dit dat aan die buitekant lyk alles oukei, jy daag op, jy glimlag, jy doen jou werk, maar aan die binnekant voer jy 'n stryd teen depressie, kroniese angs, jy voel gestres, as jy die knop op jou maag, jou keel trek toe, daar's net te veel, jy kan net nie alles hanteer nie, en jy voel, as iemand nog net een ding vir my sê of vra of my 'n skewe kyk gee, gaan ek net snap. Jy gaan uitbrand. Wat jy nodig het om te hoor is, jy is nie alleen nie. Nou in 2023 was die groep Imagine Dragons hier in Suid-Afrika en ons kinders wou die konsert vreeslik graag gaan bywoon. Maar nou moet ek erken, as bietjie oorbeskermde ouers, wou ons op daardie stadium nie hulle moet alleen na die FNB stadium toe ry nie. So toe koop ons nou maar kaartjies vir ons almal en ons is almal toe na die konsert toe. Wat toe nou op die einde 'n baie goeie ervaring was. Ons het toe nou 'n liedjie van hulle gehoor wat ek dink eintlik nog 'n goeie tema liedjie kan wees vir ons gesels in die volgende klompie weke. Miskien moet jy die liedjie iewers gaan soek, luister, aflaai. Die lied se naam is It's Okay to not be okay, en dit wat daarop volg. Jy kan, as jy met tye so voel, hierdie lied sommer net kliphard in jou kar sit en net lekker saam sing. Maar wat ek nou egter wil byvoeg is, dis okay om nie okay te wees nie. Maar dis nie okay om so te bly nie. Ons wil mekaar help en ons wil vir mekaar hoop bring in hierdie tyd. Nou daar's 'n TV-program met die naam Mythbusters. Miskien ken jy dit. Nou in die program word allerlei mites wat mense glo, word dit as onwaar bewys. So ek wil dan ook sekere mites, dat ons mites rondom geestesiektes vandag ook as onwaar bewys. En ek vertrou dat daar saam met dit, dat daar hopelik vir jou 'n stuk bevryding sal kom, of ten minste net verligting, wanneer jy besef dat sekere goed wat ons geglo het oor geestesiektes is eenvoudig net nie waar nie. Nou soos ek al vir julle gesê het, al probeer ek regtig hoe hard, ek kan nie help om vanuit 'n gelowige perspektief ook na hierdie onderwerp te kyk nie. Maar ek wil sê dat al deel jy nie my geloof nie, hoop ek dat jy steeds kan luister en iets waardevol kan vind in die boodskap.
Nou die eerste mite is dat gelowige mense is nie veronderstel om te sukkel met geestesiektes soos angs en depressie en uitbranding nie. En as jy wel hiermee sukkel, dan is dit seker omdat jy nie genoeg geloof het nie, of jy bid nie genoeg nie, of daar moet een of ander sonde in jou lewe wees. En as jy eers daardie sonde uit jou lewe gekry het, sal jy regkom. Of party mense sal sê, ek gaan nie pille sluk nie, ek het nie pille nodig nie, ons het net een pil nodig en dis die gospel. My geloof moet net sterker word en ek moet net hard met myself praat en ek moet net vir my sê, kom aan Janine, staan op, stof jouself af, sluk het en gaan aan. Of partykeer soos ons sê, bou 'n brug en kom maar oor. Nou my pa het altyd gesê, you must pull yourself towards yourself. Met ander woorde, jy moet jouself in jou eie skoenveters optrek. Nou klink dit miskien bekend. Nou wat ons egter vir mekaar wil sê is dit, is dat jy kan die Here lief hê en jy kan steeds 'n stryd voer teen depressie. Jy kan getrou jou Bybel lees en jy kan steeds beklei teen angs. As ons maar net kyk na ons Bybel, is daar baie van die persone oor wie ons preek en wat eintlik ons geloofshelde is. Hulle het ook 'n stryd gevoer met geestesgesondheid. Ja nee, jy kan maar gaan kyk, gaan lees, dit is so. Net een voorbeeld vinnig is, dink byvoorbeeld aan Jeremia. Ek bedoel, hy word die huilende profeet genoem. Hy worstel met eensaamheid, onsekerheid en hy vervloek die dag waarop hy gebore is. Nou soms is die boodskap dat as jy worstel met geestesiektes, jy moet net meer van die Here in jou lewe inkry. En ja, dit is waar. Maar ons gaan bietjie 'n meer holistiese benadering ook vat, want saam met dit het jy dalk ook ander goed nodig. Jy het dalk rus nodig. Jy het beter vriende nodig wat jou ondersteun. Of 'n beter dieet of 'n dokter om te kyk na enige hormonale veranderinge in jou lyf. Of dalk het jy terapie nodig. Ek wil hê jy moet vandag mooi hoor. As jy sukkel, beteken dit nie jy is nie 'n goed genoeg gelowige nie. Dit beteken jy's 'n mens. En daarom slaan ons hierdie mite dat as jy 'n gelowige is jy nie veronderstel om te sukkel met geestesgesondheid nie. Ons slaan daai mite vandag se muur uit die park uit. Die ander mite is dat die Here gee nie regtig om oor jou geestesgesondheid of jou geestesiekte nie. Hy het groter probleme om oor te bekommer. Maar wanneer jy kyk na 'n boek soos die Psalms, sal jy sien hoe baie God omgee oor elke area van jou lewe. Die Psalms is gevul met mense wat desperaat om hulp roep. Mense wat ly as gevolg van siekte, 'n gebroke hart of 'n gebroke gees. Nou, daar is baie Psalms wat jy op jou koffiebeker wil hê. Ek gaan jou nou een wys wat jy nie op jou koffiebeker wil hê nie, en dis Psalm 88. Is geskryf deur 'n man met die naam Heman. Nou, Heman was iemand wat jy in jou lewe wou hê, want hy was 'n baie gerespekteerde persoon. Hy was een van daardie mans wat almal na opgekyk het, 'n man na God se hart. Maar dan gaan jy net kyk wat hy skryf in Psalm 88. Kan jy glo, van die 150 psalms is daar net 2 psalms wat nie op 'n positiewe noot eindig nie, en Psalm 88 is nou een van hulle. Nou baie keer in die psalm sien ons dat die psalmis is benoud en hulle kla en hulle huil. Maar dan op die einde van die psalm dan sê hulle, ja, maar die Here is getrou. Maar Heman sê die volgende, en miskien kan jy identifiseer. In Psalm 88 sê hy sê in Psalm 88 vers 4 sê hy die volgende, die swaar kry het vir my te veel geword. Ek vat al aan die doderyk.
ek staan al met die een voet in die graf en het geen krag meer nie. Maar, al is Heman so desperaat en uitgeput, is daar een ding wat hy reg doen. In dit alles, midde in sy wanhoop en sy moedeloosheid en sy desperaatheid, draai hy na God toe. Net soos jy ook vandag dalk doen. Midde in jou donkerte, draai jy steeds na die lig. Vers 14. Ek roep na U om hulp, Here. Vroeg in die môre al, bid ek tot U. Die Here is die eerste een na wie hy draai. Maar selfs al roep hy uit tot die Here, vind hy nie die vrede wat hy soek nie. Vers 15. Waarom verstoot U my, Here? Waarom trek U van my af terug? En dan die laaste vers. U laat my vriende en my bure ver van my af staan. Die duisternis van die dood is my geselskap. Goeieste. Hoe het die gedeelte in die Bybel beland? Daar is geen positiewe einde van hierdie psalm nie. En nou, hoekom is dit in die Bybel? Wel, dit wys vir ons dat die Here is nie bang vir ons eerlikheid nie. Die Here gee om dat jy hom lief het, maar hom ook kan bevraagteken. Jy mag hom aanbid, maar terselfdertyd seer en verward voel, en wanneer jy seer het, gee hy om. Hy sê, duisternis is my beste vriend. Dis dalk hoe jy voel. Aan die buitekant lyk alles piekfyn, maar hier aan die binnekant is jy besig om stadig maar seker dood te gaan. Het jy hulp nodig? Vra asseblief daarvoor. Dit is nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n mite. Dis 'n mite dat wanneer jy sukkel met 'n geestesgesondheid, dat dit is teken van swakheid is. Dit is nie, dis 'n teken van wysheid wanneer ek kan erken, ek het hulp nodig. En ja, jy mag dalk in ander areas van jou lewe, as jy dalk op 'n goeie plek. Jy's gesond en jy's fiks, jy soek die Here, en jou huwelik is goed, maar geestelik is jy net op. Jy's uitgeput. Onthou, jou lewe, ons het al daaroor gepraat, jou gedagtes, dat jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste gedagtes. As ons net vir 'n oomblik kan stilstaan net weer by ons breine, wat so uniek is. Jou brein ontwikkel oor tyd. Nou die brein maak al hierdie neurale koneksies, wat ons neurale weë noem. En jy kan nie glo nie, maar jou brein maak omtrent 1 miljoen neurale koneksies per sekonde. So wat gebeur is, die brein raak al hoe meer effektief en begin dink naderhand in patrone. Met ander woorde, as jy aan mekaar sekere gedagtes dink, is dit makliker om dit later weer te dink. Dis eintlik maar soos 'n groef waarin 'n mens beland, of daai uitgetrapte paadjie, wat dit makliker maak om daardie gedagtes oor en oor te dink. En nou, as jou gedagtes positief is, en as jou gedagtes gesond is, dan is dit baie goeie nuus. Die slegte nuus is, as jou gedagtes nie gesond is nie. So wat doen 'n mens as jou liggaam nie gesond is nie? Jy gaan dokter toe. Jy kry medisyne, oefening, dieet. Wat doen 'n mens as jou gedagtes of jou verstand nie gesond is nie? Gewoonlik, ons is te skaam om dit te erken of hardop te sê. Maar weet jy kan gaan na die groot geneesheer toe, wat jou gedagtes kan vernuwe, soos die Bybel vir ons sê, en waar nodig, hoor mooi, dan gaan jy ook en jy soek mediese, professionele hulp. Dis nie 'n skande nie. Nou, ek wil stilstaan by ietsie rondom jong mense ook. Daar is nogal 'n mite, veral wanneer dit by hulle kom, en dit is om te sê dat jong mense het nie geestesgesondheidsprobleme nie. Hulle het nie issues nie.
En dit is gewoon nie waar nie. Geestesgesondheid en geestesiektes kan enige iemand affekteer, ongeag jou ouderdom, of jou status, of jou intelligensie. Nou, ek moet toegee dat van ons tieners se moods en hulle tantrums kan toegeskryf word aan die fase waarin hulle is, ja, dit kan, maar tog is daar ook ernstige tekens waarvoor ons moet oplet. Ons sal sê as volwassenes, ons redeneer, ons groot mense, redeneer ons maar, nou, wat het 'n tiener om oor depressief te wees? Hulle is jonk, hulle is gesond, hulle is in goeie skole, hulle het ouers wat vir hulle sorg, hulle het vriende en alles. Maar tieners in vandag se tyd, ek weet nie of dit altyd so was nie, maar dit voel of die druk net soveel meer is. So jong soos hulle is, deel tieners vandag met ontsettend baie verlies. Dink aan 'n ouer wat sterf, 'n oupa of ouma wat sterf, ouers wat siek word, wat aan kanker ly, ouers wat skei, of wat hulle werk verloor, verhoudings, tienerverhoudings, al sê ons dis kalverliefde, maar daai verhoudings wat skeef loop, is vir 'n tiener verskriklik erg. En dan, daai trauma wat 'n tiener verloor, daai trauma wat 'n tiener deurgaan wanneer hulle ouers skei, daai sekuriteit wat hulle verloor. Of deesdae is rooftogte 'n algemene iets, hulle is dalk deel van 'n rooftog, of hulle is deel van 'n kaping, is dalk in 'n motorongeluk. En ons dink maar tieners is, ons sal baie keer sê, they bounce back quickly, en hulle is aanpasbaar, en hulle kom gou oor iets. Maar ons moet nie onderskat die trauma wat hulle deurgaan nie. So ja, dit is regtig moontlik dat jong mense kan sukkel met depressie en angs, en dat ons as volwassenes moet wakker wees om die tekens raak te sien. Nou, nog 'n mite is dat mense sal sê, mense met depressie is net lui, of hulle soek aandag. Die feit is dat depressie is 'n mediese toestand, wat jou energie, motivering en jou funksionering beïnvloed. Dis nie net 'n karakterfout nie, jy's nie net lui nie, dit is regtig 'n mediese erkende toestand, waarvoor daar hulp is. Nog 'n mite is dat geestesgesondheid is altyd sigbaar, jy kan dit aan iemand sien. Baie mense leef met 'n onsigbare stryd, hulle glimlag, hulle gaan werk toe hulle funksioneer, maar dra binne swaar. So, mense sien dit dalk nie altyd nie, maar mense leef met die realiteit van depressie of angs. Baie keer sal ons ook byvoorbeeld sê, as jy dit nog nooit in jou lewe beleef het, angs, dan sal jy sê, daar is nie so iets nie, daar is nie iets wat 'n mens so kan verlam, dat jy nie kan funksioneer nie. Glo my, kry net een keer 'n angsaanval, en jy begin anders dink. Dis 'n realiteit, dis verlammend. Hê empatie. Nog 'n mite is dat medikasie, as ek medikasie sou gebruik vir geestesgesondheid, dan gaan dit jou persoonlikheid verander. Feit is dat medikasie help om die chemiese wanbalans te reguleer. Dit ondersteun jou, dit vervang jou nie. En dan hierdie mite, is dat mense met 'n geestesongesteldheid is gevaarlik. Nou, hoor gaan mooi, die meeste mense met 'n geestesgesondheidsuitdaging is nie gewelddadig nie. Hulle is dikwels, is hulle eintlik meer kwesbaar vir mishandeling en uitsluiting. En dan nog 'n mite is dit, as jy een keer 'n gesondheidsprobleem gehad het, kan jy nie gesond word nie, jy sal nooit herstel nie. Die feit is dat baie mense herstel wel ten volle, en hulle leer hoe om hulle toestand suksesvol te bestuur. Die laaste een is, geestesgesondheid is 'n privaat saak. Jy moet dit stil hou, jy praat nie daaroor nie. Maar die feit is dat openheid breek die stigma wat daar rondom heers. Gesonde gesprekke help ander mense ook om hulp te soek.
Ons moet onthou dat geestesiektes is 'n siekte soos enige ander. Sal jy iemand blameer wat 'n diabetes, wat asma of kanker kry? Of sal jy vir hulle sê, jy sit aan, kom maar oor, of jy maak 'n berg van 'n molshoop? Net omdat jy dit nie kan sien nie, beteken dit nie, dis nie daar nie. En dit kan mense so erg benadeel, as ons van die uitgangspunt af uitgaan dat hulle swakkelinge is. Dit sal hulle skaam maak, om die hulp te soek, wat hulle nodig het, en wat daar buite is, daar is hulp. So kom ons beroof nie mense van daai kans, om hulp te kry nie. En ja, dit is maar so, daar bestaan steeds baie stigmas, rondom geestesgesondheid. En ek dink die redes, is maar meestal onkunde van ons kant af, is baie dikwels misverstande, en ook ons veroordelende geneigtheid. Kom ons begin, dan net by ons, wat vandag hierna luister, en ons breek daardie stigmas af. En 'n goeie manier om dit te doen, is net om te kyk na ons taal, hoe ons praat. Om te sê, hy is koekoes, of sy hoort in groen dakkies, of hy is so mal soos 'n haas, of sy is so drama queen, sy sit toch so aan, sy soek net aandag, of sy het alweer al haar varkies verloor, of sy het issues, of sy is toch so OCD. Jette, dis goed wat ons sê, en ons lag as ons dit sê. Maar, kom ons let op ons taal, en ons praat nie so nie. 'n Paar praktiese voorbeelde van wat ons wel anders kan doen, is om gebruik mens eerste taal. Sê eerder byvoorbeeld, sy leef met depressie, eerder as sy is depressief. Vra eerlik en respekvol vir iemand, hoe kan ek jou ondersteun? Eerder as wat jy sê, wat's fout met jou? Erken kompleksiteit. Byvoorbeeld om te sê, hy werk deur 'n moeilike tyd. Eerder as om te sê, hy is emosioneel onstabiel. Kom ons vermy ook diagnoses, as ons byvoorbeeld byvoeglike naamwoorde gebruik, as ons byvoorbeeld sê, sy is so OCD, dat ons eerder sê, sy hou van netheid. Om te erken jy het hulp nodig, vat baie moed en dapperheid. So wat is ons doel, wanneer ons so met mekaar praat? Ons doel, my doel, is dat ons vir mekaar moet hoop bring. Om vir mekaar te sê, daar is hoop. Jy hoef nie vasgevang te wees nie. Daar is professionele hulp, en daar is die Here. In 2 Petrus 1 vers 3 lees ons, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het, om te lewe en om hom te dien. Ons het alles tot ons beskikking. Die Here wil ons help, en hy stel alles tot ons beskikking om ons te help. Daar is soveel hulpbronne daar buite. Ons moet net vra net vir hulp. Moet nie te trots wees nie, is nie nodig om skaam te wees daaroor nie. Daar is hulp daar buite, en dan aanvaar daai hulp. Ek wil pleit, dat ons 'n gemeenskap sal wees, waar mense sal veilig voel, om ook te sê, ek sukkel. Byvoorbeeld by die kerk, laat ons 'n kerk wees wat nie net bid nie, maar dat ons ook begryp en begrip hê vir mense. Laat ons 'n stem wees wat sê, jy is nie alleen nie. Dankie dat jy saam met my geluister het vandag. Ek hoop dat dit vir jou iewers dalk het jy iets gehoor wat jou kan help, of wat iemand anders kan help, wat jy kan deel met iemand anders. So, stuur asseblief hierdie episode aan. Jy kan gaan luister op YouTube of Facebook of Spotify. Stuur dit gerus aan, deel dit met mense, en laat ons die positiewe nuus met mekaar deel, dat daar is hoop, en daar is genesing, en daar is herstel. En sodat ons dan kan lig lewe. Letterlik en figuurlik. Dankie, tot volgende keer. Totsiens.